Ek wil eerstens net vir julle bedank vir julle tyd. Baie dankie dat julle julle tyd afgestaan het om vanaand hier te kan wees, om sommer net saam met ons te kan gesels en saam vorentoe te kan kyk en te herbou aan daar waar dit nodig is. Ek wil net graag begin deur om myself voor te stel vir aan die ouers wat my nou nog nie ken nie. Van julle mag dalk my gesig al hier rond gesien het. Ek is nou al 3 jaar deel van Family Tree as 'n graad 6 juffrou. En ja nee, ek kan net absoluut getuig van hoe goed die Here was in hierdie tyd en hoe hy my voorberei het vir 'n seisoen soos hierdie waar ek die waarnemende prinsipaalposisie kon inneem en saam met die res van die personeel en julle ouers om te bou aan dit wat kom en dit wat wag. En van my kant af kan ek regtig net sê hoe opgewonde ek is vir dit wat die Here besig is om te doen. En ja, so ek is Aminai Koortsen. Hierso is 'n foto van my gesin, my man en my 2 kinders, my man Niklin, Elian en my kindertjies. En soos ek nou in die vorige groep ook genoem het, elke gesin wat hier weet, sal weet hoe spesiaal 'n gesinstruktuur is en wat als in 'n gesin struktuur gebeur. En dit is hoekom Family Tree so naby aan my hart spesifiek lê, want dit is regtig 'n familie. As ek moet dink aan my kollegas, almal saam met wie ons verhouding gebou het, dit is werklik waar 'n familie. En dit is 'n plek waar my kollegas my vriendinne geword het en waar selfs van die ouers regtig deel vorm van jou binnekring. So dit is baie spesiaal om deel te kan wees van so 'n beweging, so 'n gemeenskap waar ons kan saam hande vat en vorentoe beweeg. So my hart vir hierdie aand was voordat ek gaan begin deur 'n paar dinge deur te gee, wil ek graag hê dat ons net saam 'n liedjie moet worship en net die atmosfeer skep vir dit wat kom. So ja, as julle sommer saam met my kan staan, ek gaan hom hier aansit. Julle kan sommer net julle oë sluit, dan open ek ons in gebed. Liewe Heer, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand hier as ouers en personeel bymekaar te kan kom, Vader. Dankie dat U saam met ons is, Vader, dat U vir ons is. Mag U koninkryk kom, Vader, soos wat ons ook nou gesing het, liewe Heer. We are brothers and sisters under the banner of your name. Liewe Heer, baie dankie dat U elke gesin hier verteenwoordig, beskerm, Vader, dat U ook saam met die gesinne is wat nou nie vanaand hier kan wees nie, Vader. Maar ek vra dat U hande sal vat met elke gesin, liewe Heer, en ons weet dat U die pad saam met hulle stap. Ek vra vir bonatuurlike wysheid en insig en besluite wat gemaak moet word, Vader, waar daar gesinne is wat nog onseker is, liewe Heer, waar gesinne heel moontlik nog onveilig voel, Vader. Ek kom bid dat hulle U in hierdie sal ontmoet, in hierdie stormwaters, Vader, dat hulle na U sal uitreik, dat hulle nie sal uitreik na mense vir ondersteuning nie, dat hulle nie sal uitreik na mense vir wysheid nie, Vader, maar dat hulle 100% hulle oë gefokus op U sal hou en dat hulle U sal nader vir daardie wysheid en insig vir besluite wat gemaak moet word, Vader. Dankie dat U ons kinders in hierdie beskerm, dat U hand en U hart vir elke kind is in hierdie skool, Vader. Dit is immers hoekom ons hier is, liewe Heer, is vir hierdie kinders, Vader. Dankie dat U 'n banner of protection oor hulle elkeen plaas, Vader, vir dit wat op die speelgrond gebeur, Vader, dit wat dalk by 'n oortjie inkom, Vader, dat U hulle werklik net bonatuurlik sal beskerm en daar waar daar seer gekry is, Vader, dat U regtig restaurasie sal kom laat plaasvind. Ons bid dit in Jesus naam en dankie vir die geleentheid om saam te kan staan. Amen. Okay, so ek wil wegspring en ek wil gesels oor die vraag hoekom Family Tree. En ek is seker in hierdie seisoen waar daar ouers is wat besluite moes maak of gemaak het, is dit 'n vraag wat opgeduik het. En ek wil graag die skool se hart met julle deel hier agter en Family Tree se hart is disippelskap. En dit maak vir my Family Tree ook uniek. Want nie net is dit akademies gefokus of dit wat moet gebeur in 'n skool nie, maar dit is soveel dieper as net akademie. Dit gaan oor die karakterontwikkeling van elke kind en die waardestelsel wat geïmplementeer word sodat elke kind na hulle deur Family Tree is buite toe kan beweeg en werklik dit kan toepas. Dat dit wat hulle geleer het
die waardesisteem, die karakterontwikkeling. Ons wil graag hê dat dit net 'n verlenging moet wees uit die ouerhuis, want dit is immers waar alles plaasvind en begin is in die ouerhuis. En wat 'n voorreg om te kan hande vat met julle ouers en om daardie waardes net by die skool ook uit te kan leef en om dit te kan sien in die kinders. Om dit nie net te kan aanleer aan hulle nie, maar om werklik in die klein besluite wat hulle moet maak, om dit dalk prakties te kan sien gebeur. Dit is regtig vir my so mooi om te sien hoe deur die jare, hoe elke kind vorder, hoe hulle intentioneel kies om die waardes van die skool toe te pas in die besluitneming, selfs op die skoolgrond, selfs wanneer hulle sokker speel, selfs wanneer hulle handjietennis speel, is daar intentioneel, dit raak 'n gewoonte vir hulle. En dit is regtig kosbaar om dit te kan sien. En ek voel dit is beslis ietsie wat uniek is aan ons, omdat ons daai ek knoop my tong nou, daai discipleship doen met die kinders, en dat ons die hande vat met julle as ouers ook. So wat 'n voorreg om dit nie te kan doen nie. Dan wil ek graag op daardie noot van partnering with parents, wil ek graag daar stop, en ja, ek is seker dat julle as ouers self nou al kan getuig van wanneer die skool en die ouerhuis hande vat, is daar regtig vir iets besonders wat plaasvind. En ek weet in hierdie tyd was dit regtig, almal het gevoel, hulle voel onseker. En ek wil net graag vir dat ons op 'n plek kan kom wat ons kan saam hande vat en genees en saam kan staan. En ek weet 100% en ek vertrou dat dit wat die Here begin het, gaan hy hier kom klaarmaak. En ja, dan is ek baie opgewonde vir die ouer komitees van 2026. En ek dink dit is waar ons beslis ouers se inspraak nodig het, is om daardie behoeftes wat ons geïdentifiseer het in die skool, waar ons ondersteuning en hulp nodig het, is waar ons julle ouers graag wil betrek om hande te vat met ons, sodat ons dit kan implementeer en sodat ons daardie behoeftes kan aanspreek en daardie struikelblokke kan oorkom. Want dit is immers wat ons sê, we want to partner with parents in raising world changes for Jesus. En dit begin deur om saam te staan en daardie te kan oorbrug, daardie uitdagings. So met die ouer komitees, ons wil baie graag binnekort die verskillende komitees aan julle bekendstel, daar waar daar 'n behoefte is, en dan gaan ons beslis daardie in bewerking tree vir 2026, so ons is baie opgewonde daaroor, en ek is seker julle ouers wat hier sit is ook, ek weet daar is soveel idees wat binne in julle brand, wat julle graag met ons wil deel, en ons wil baie graag dit vat, en ons wil dit kan saam staan en dit laat hardloop, en om te kan sien wat die Here hiermee wil doen. So ons is baie opgewonde vir daardie ouer komitees. En dan my hart, die personeel, die juffrouens, die assistente. Julle, elke personeellid wat hierso by Family Tree is absoluut hier geplaas deur die Here. Hulle is geroep deur God om hier te kom dien by Family Tree, en ek is seker dat julle ook daarvan kan getuig, wat hierdie juffrouens en assistente in julle kinders insaai. Daar's nie woorde daarvoor nie. Ek self is nou al 3 jaar wat ek die graad 6 juffrou is hier by Family Tree, en om te kan sien wat in die kinders gebeur in daardie tyd, die harde werk wat die personeel insit, dit is nie net vir sommer nie. Dit kan enige plek gebeur, maar dit wat ons kies om hier te doen, dit wat vir ons inkoop, is regtig waardevol. Ons is hier vir julle kinders, en dit is omdat ons hier geplaas is deur die Here. Ja, so ek wil ook net vir julle verseker dat elke personeellid wat hier is werklik ingekoop en is hier vir jou kind. En hulle verseker daardie holistiese ontwikkeling van elke kind. En dit is om daai intieme onderrig te kan ontvang by jou juffrou is regtig iets besonders. Dit is nie net enige plek by enige skool waar dit kan gebeur nie. So elke klaskamer en speelarea is werklik, ons hart is dat dit 'n veilige plek sal wees vir jou kind, waar hulle kan speel en leer en waar hulle net kan wees, waar hulle by Jesus se voete kan gaan sit en waar hulle saam kan praat oor Jesus, waar hulle saam kan liedjies sing en speel in die modder en paravissies vang en handjietennis speel en sokker speel op die groot veld.
dit is hoogtepunte in julle kinders se lewens en dit is regtig ietsie wat spesiaal is en dit is ietsie wat ons graag wil koester. En ek wil net graag my waardering vir elke personeel dit ook uitspreek, want dit is regtig hulle wat daardie visie moontlik maak, wat dit in aksie sit en wat dit uitleef. Dan wil ek ook op die visie, wil ek graag net weer die skool se visie aan julle voorlees, toe ek weer die handleidings gegaan het om hierdie te gaan soek, moet ek wel sê, ek dink dit is ietsie wat mense in die begin van die jaar, wanneer mense die benodighede en alles moet aankoop, en dan sien mense om daar op die handleiding, en dan soos wat die jaar aangaan, dan vergeet mense half daarvan, so ek wil dit weer vanaand vir julle lees. Ons drome skool wat God verheerlik deur uitnemendheid in ons onderrig en voortreffelikheid in die uitlewing van skrifgefundeerde waardes. En dit is maar eintlik so mooi, want nie net is dit elke besluit en elke plan wat gemaak word, wat daaruit vloei nie, maar alles vloei uit daardie droom uit. Selfs die ontwikkeling van die kinders, die waardes wat hulle aangeleer het, alles vloei uit die skool se visie uit. En hoe mooi is dit eintlik nie om dit te kan sien nie, om dit te kan sien in elke kind. En dan, 'n ander punt wat ek wil aanraak is die sport. Ek weet daar was vrae gewees rondom die sport, en ons is baie opgewonde en dankbaar om te kan sê dat ons vennootskap met Noordeinde wel voortgaan. Ons het vroeër die week 'n afspraak gehad met meneer Verhoog, en hy self is baie opgewonde om nog steeds hierdie pad saam met Family Tree te kan stap, want ons weet ook sport speel regtig 'n belangrike rol in die ontwikkeling van 'n kind ook, en selfs vir die ouers, ek weet dit is 'n belangrike punt, want sport dra by tot karakterbou, spanwerk en deursettingsvermoë, so dit is regtig vir ons, ons is baie dankbaar dat ons daardie verhouding kan voortsit met Noordeinde, so die sport gaan voort. Ek wil, ons weet hierdie is regtig 'n moeilike seisoen. En ek wil graag hê dat ons kan deursigtig wees met mekaar, dat ons met mekaar kan gesels oor die uitdagings wat ons ervaar beide kante toe. En ek wil vir julle ouers regtig bedank wat hier is, die tyd wat julle afgestaan het om hier te kan wees. En ek wil ook vir julle vra dat as daar nou met die afsluiting enige vrae is, wil ek vir julle vra om die vrymoedigheid te hê om te praat. Ons is 'n kleiner groep en ek dink dit is immers belangrik, want hierdie is ook 'n fase wat regtig nogals wild geraak is deur hierdie storm. So ek wil graag hê dat ons saam kan staan en kan gesels hieroor. So ek weet ook in hierdie tyd is God besig om iets nuuts te plant. En dit is 'n nuwe seisoen van hoop en groei. En ek weet ook dat nie net Family Tree nie, maar elke gesin en elke leerder wat hierdeur is, gaan net nog dieper wortel skiet in die waarheid, in die woord, en sommer net nader aan God groei, ongeag. En dan, soos ek vroeër ook genoem het, ek weet verseker dat dit wat God begin het, gaan hy kom voltooi. Die bestuur en die personeel doen hierdie nie alleen nie. Ons pak die reis om elke gesin aan en ons is regtig opgewonde vir dit wat kom. Ek wil afsluit met Rico Herren. Hy is die skrywer van The Purpose Driven Life, en hy het die volgende gesê: Unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. En ek voel dit is 100% wat ons hier by ons ook kan implementeer, daai unity om saam te kan staan, selfs met die liedjie wat ons vroeër gesing het, is ons is almal eintlik net kinders. En ons is God se kinders, ons is broers en susters in geloof, en om saam te kan staan en vorentoe te kan beweeg is regtig wat nou belangrik is, om saam haar hande te kan vat en vorentoe te kan groei. En dit is werklik besonder om deel te kan wees van so 'n koninklike familie. So ek gaan afsluit met dit. Voordat ek oorgee aan Linda en Isel oor die kurrikulum, gaan ek net gou vinnig die finansiële goedjies met julle deurhardloop. Simon kan ongelukkig nou nie vanaand hier wees nie, maar sy het vir ons 'n vinnige oorsig gegee oor die finansies. En voordat ek daarna toe gaan, ons het nog so 'n week nodig om 'n plan in aksie te stel vir 2026. Ons is aktief daarmee besig, so ek gaan vir julle oorsig gee vir wat sy met ons gedeel het. Okay, so hier is die terugvoer wat ons tans het. So sy het ons 'n voorbeeld hier saamgestel oor 'n tipiese maand. Hierdie is Julie 2025
Julle sal sien die sales is natuurlik dit wat nou ingekom het en dan expenses is dit wat uitgaan, wat die uitgawes en dit is natuurlik meer as dit wat inkom op die stadium en dit is die probleem wat ons wil aanspreek. Ekskuus. Sy het 'n skoolfondsvergelyking ook vir ons hierso saamgestel van skole in die Parel en ek dink dit is ook net goed om te sien, so ek gaan vir julle so 'n oomblik gee om daarna te kyk. Ek sal weer terug beweeg want as daar enige vrae is, maar die basiese opmerkings wat sy vir ons hier saamgestel het, is die skool voorsien baie hoë gehalte onderwys, klein klassies en bitter lae skoolfonds as ons nou daardie somme gemaak in vergelyking met hoe groot ons klasse is en hoeveel die skoolfonds werklik is en natuurlik die gehalte van die onderrig wat die kinders ontvang. Met uitgaweontleding is die grootste kwelpunte tans die uitgawes ten opsigte van etes asook borgskappe op skoolfonds. Die klasse is nog ook geensins op kapasiteit nie. Admin is tans redelik ouderwets, nuwe stelsels en prosedures kan moontlik druk van die admin departemente afval om dinge gladder te laat verloop. So dit is nou meer op die administratiewe gedeelte. En dan die voorstelle, skoolfonds aanpassings vir 2026 word tans oorweeg, maar ons benodig nog 'n week om by 'n sinvolle oplossing uit te kom. Stadige aanpassings van skoolfonds, so moontlike nuwe struktuur vir nuwe leerlinge, wil ons dadelik in plek stel en 'n gematigde toename vir huidige ouers, bemarking vir nuwe studente. Die Parel het tans 'n groot invloed van nuwe inwoners. Die groter skole sit met waglyste vir kinders met baie vol klasse. Daar is geweldige aanvraag vir kwaliteit onderrig. Implementeer nuwe administrature om te kan bybly met nuwe studente en aanvraag voordat dit gebeur. Heroorweeg die kostes rondom etes wat voorsien word. Ons wil dit baie graag as deel van die skoolfonds vir die babas en kleuters hou en daarom werk ons dus nog aan die oplossing. So dit is regtig 'n bietjie van 'n groter uitdaging om nou net dadelik al daardie bedrae aan julle te kan deurgee. So ons is besig met daardie oplossings. So die begroting en die finansies, die vergadering, ons behoort binne die volgende week die kommunikasie aan julle deur te gee vir 'n begrotingsvergadering waar Simon al hierdie inligting aan julle kan oordra en ook die gedetailleerde begroting aan julle kan openbaar sodat ons kan presies sien wat is die stand van sake en wat is die pad vorentoe rakende die skoolfonds. Die beplande skoolfondsstrukture sal dan bespreek word in meer detail. Dan let asseblief daarop, die oogpunt is om die skoolfonds so laag as moontlik te hou en terselfdertyd seker te maak dat kwaliteit onderwys, klein klassies en uitmuntende ondersteuning fasiliteite te kan bied. So dit bly die fokus dat ons nog steeds die skoolfonds so laag as moontlik wil hou, maar ons wil nie graag die kwaliteit van die onderwys of van die onderrig in die klein klassies beïnvloed nie. So dit is die doel hier agter. So ek het dit nou net oorgedra. As daar enige ander vrae is, kan julle vra rondom dit wat ek nou gedeel het. Anders gaan ek aanbeweeg en oorgee aan Linda en Isel oor die kurrikulum. Okay. Yes.
So daardie detail gaan ons beslis in daardie vergadering aan julle kan openbaar. Ek wil ook graag noem, en ek dink dit is 'n belangrike punt om te noem, is daar is wel aansoeke wat inkom en ek is baie opgewonde vir dit en ek wil dit graag noem want ek weet daar is ouers wat die skool verlaat en ek het gesê ons gaan oop en eerlik wees, so ek wil dit noem aan julle ouers. En baie dankie vir die vrymoedigheid om sulke vrae te vra want ek dink dit is hoe ons gaan begin herstel aan die verhouding en as daar moontlike wantroue is, hoe ons aan hierdie kan werk want dit is belangrik en julle moet weet dat julle ouers is regtig die wat inkoop in ons skool en die pad saam met ons stap en ons wil dit saam met elke een van julle stap. Dit is vir ons bitter hartseer om ouers te verloor as gevolg van dit. Want ons het baie lief vir ook nie net vir julle kinders nie, maar vir julle ook. So julle is ook deel van ons familie. Dankie. Is daar nog enige vragies? Yes. Ek wil net hoor hoe word die direksie verkies vir die skool en dat jy het gepraat van 'n ouerskomitee. Maar jy het niks verder uitgebrei hoe die ouerskomitee gaan werk in die toekoms vir 2026 onderwys. En wat is die tipe ouerskomitee? Is dit net fokus op die skool of fokus op ander? Ek kan net So ek gaan praat en Danny, asseblief as ek nou ietsie sê wat verkeerd is, kan jy my net reghelp daarsom. Ek het nou nie verskriklik baie fokus gelê op dit nie, maar die plan vir die ouerkomitees is om die ouerkomitee saam te stel en dan 'n verteenwoordiger te kry vir 'n spesifieke behoefte. Met ander woorde, as daar 'n werwingskomitee is en 'n wiskundekomitee, as ek dit dan net so in kort kan noem, en dan wil ons graag hê dat een van daardie ouers, die voorsitter, verteenwoordig sal wees by die direksievergadering, sodat hulle ook kan insit. Danny, is dit korrek as ek dit so oordra? So dit is my oorsig ook oor dit, hoe ons graag die ouers wil betrokke maak en kan saam deel vorm van die beplanning en ondersteuning vir dit wat regtig 'n uitdaging is vir ons. So daardie spesifieke, kan ek dit noem, onderwerpe of verskillende tipe komitees wil ons nog bekend maak. Ons het nog nie alles in plek nie, maar sodra dit in plek is, gaan dit bekend gemaak word aan die ouers, sodat ons wil baie graag 2026 wegspring met daardie komitees, sodat ons kan hande vat en ondersteuning kry waar nodig. Ek hoop dit antwoord jou vraag. Okay, dan wil ek baie graag oorgie aan die kurrikulum, want dit is natuurlik ook uiters belangrik en ek weet daar is 'n paar vragies rondom die kurrikulum. So Linda en Lisa, ek is baie opgewonde vir wat julle wil deel. Iets wat ons skool, wat ons nooit wat ons in gedagte moet hou altyd, is dat as 'n privaat skool, is hierdie skool reeds ten volle geregistreer by die departement van onderwys. Ons lees te veel in die koerant van skooltjies wat begin en val en gaan en kom. En dit is 'n groot ding. Dit is nie iets wat oornag gebeur nie, want jy kan nie nou net 'n skooltjie begin en môre kan jy dink hy's geregistreer nie. Dit is 'n lang proses. En daar's baie kriteria waaraan voldoen moet word. En ek dink dit is iets wat julle as ouers regtig moet koester. En moet weet dat hierdie skool is reeds ten volle geregistreer. Ons val ook onder Ouma Lucy, wat die beheerliggaam is om standaarde te verseker. So dit is 'n groot pluspunt vir ons skool. Natuurlik is die grootste pluspunt dat ons Bybel gefundeerd is. Ons is nie net 'n Christelike skool nie. As julle blaaie gaan oopmaak, gaan julle by baie skole sien, hulle is 'n Christelike skool. Ons is 'n Christenskool. En dit beteken ook dat soos wat ons net mag gesing het, daar kan nie meer plek wees vir persoonlike agendas nie. Hier is 'n groter doel, hier is 'n groter taak. En dit is die koninkryk van God. Ons is eintlik almal rentmeesters daarvan by hierdie skool. Ons is rentmeesters van die koninkryk van God. Ons kan nie meer ons eie plannetjies en ons eie agendas is eintlik 'n mooi woord wat ons net mag gesing het. Dit kan net nie meer 'n rol speel nie. En dan natuurlik die klein klassies, julle weet seker almal van grand skole hoor, waar daar tot 38 of 37 of 43 kinders in 'n klas sit. Hoe moet die arme onderwysers by elkeen uitkom? Hulle kan nie, ons kan hulle nie kommerlik neem nie. En dit is 'n geweldige voorreg wat ons hier is, die klein klassies. So kom ons praat gou vinnig oor die kurrikulum
Want ons visie stel baie duidelik dat uitmuntende onderrig is deel van ons visie. Uitmuntende onderrig beteken nie dat almal 6e en 7's kry nie. Uitmuntende onderrig beteken dat as jou kind 30% moet kry, moet hy nie 28% kry nie. En as jou kind 90% moet kry, moet hy nie 85% kry nie. En dit is waarna toe ons werk. Die ontwikkeling van elke kind se potensiaal. Natuurlik praat ek nou van 'n akademiese oogpunt, maar ons weet mos nou almal, dit is mos 'n God gegewe dat ons met die holistiese kind werk. So uitnemendheid is dit staan in ons visie en dit is ook wat God wil hê ons moet hê. Ons moet lewe, ons moet extraordinary. En extraordinary beteken that little extra wat ons moet gee. Dit is die verskil tussen extraordinary en ordinary. So eers wil ek net gou, jy weet, in tye van storms vlieg daar baie veertjies rond in die kieber. En daai vleiende veertjies veroorsaak vrees. So ek kon 'n gedig geskryf het al. Ek wil 2 goed besweer. Die eerste ding is, ons bly verseker by die CAPS leerplan. Ons hou by die CAPS leerplan. Ons leerplan gaan nie verander nie. Dit was nooit eers ooit op die tafel nie. En die tweede ding, wat mens hoor, moes nou maar al hierdie voeltjies met hulle veertjies wat vir jou fluit. Ons is nie besig om 'n skool te word wat net vir die LSEN kindertjies, LSEN learners with special educational needs, voorsiening maak nie. Natuurlik akkommodeer ons hulle graag, maar ons bied ook gehalte onderrig aan vir daai skerpste potloodjies in die pakkie. So ek wil net daai 2 goed baie duidelik maak van die begin af asseblief. Alles wat wonderlik gewerk het tot nou toe bly. Daar's 'n stabiliteit in hierdie skool. En as julle iets anders gehoor het, dan wil ek net vir julle sê, die voeltjies was by die verkeerde plek. Julle weet mos hoe die swaaltjies weet om in die somer te vlieg na 'n ander land toe, né? Hulle sit op die telefoondrade, toe daar nog telefoondrade was. En dan hoor hulle hoe die grandvrouens praat van hulle pak nou op om na Europa toe te gaan. En dis hoe die swaaltjies weet hulle moet vlieg. Maar nou ek dink met die telefoondrade wat nou weg is, en die voeltjies hier ook verkeerde stories begin fluit. Daar is wel 2 baie opwindende ontwikkelings ten opsigte van die kurrikulum. Die eerste een is in die personeel deurgaans. Ammonay het werklik die moeite gedoen om met elke personeel daaroor te gaan praat. Is baie opgewonde dat in terme van leermateriaal, 'n leerpakket, 'n studiemateriaalpakket, die skool, die direksie ingewillig het dat ons oorgaan na die I Know That program. Isel gaan nou vir julle in detail daaroor verduidelik. Ek wil net vir julle vertel dat dit is in die eerste plek, die leerplan, die belangrikste is 100% in lyn met die waardes van ons skoolstelsel. 100%. Dit is 100% CAPS gebaseer. Jy sal werk baie nou saam met die departement van onderwys. Dit is 'n span mense wat dit ontwikkel. Kan nie dit genoeg beklemtoon nie. Dit verbeter veral die denkvaardighede. En ons begin by graad R en ons gaan deur tot by graad 6. Ek gaan nou praat oor graad 7. So vanaf graad R tot by graad 6 werk ons met dieselfde pakket. Dit is vir die onderwysers 'n lieflike pakket en vir die kinders interaktief. Die klem verskuif na hulle toe. Hulle deelname, hulle ontwikkeling. Nie net mense wat sit en goedjies ontvang en môre moet hulle dit memoriseer en weergee nie. Ek weet Rolien is absoluut opgewonde daaroor. Julle twee het ook al Isel en Ilse en Christine het ook al opleiding gehad daaroor. Dit is regtig wonderlik. Maar Isel gaan vir julle dit alles vertel. En wat ook wonderlik is daarvan, dit maak 'n baie gemaklike oorgang. As julle nou met ander woorde vir een van die rede moet trek, moet verhuis en julle kind moet na 'n ander CAPS skool toe gaan. As hulle deur hierdie studiemateriaal gewerk het, sal daai oorgang regtig vir hulle baie gemaklik wees. En terselfdertyd al daai kinders wat julle mos nou vir ons gaan werf om volgende jaar na ons toe kom van ander skole af, nê? Hulle gaan net so gemaklik hier by ons kan inskakel.
Okay. So dit is absoluut CAPS gebaseer. Ons gaan dit gaan wonderlik werk. Daar is 'n standvastigheid daar rondom. Graad 7, hulle doen dit alreeds, maar ons gaan nog meer daarop fokus met graad 7. Ons was nou in verbinding met die WKOD se distrikskantoor Wynland, dat ons met hulle baie nou wil werk in terme van klustervergaderings. Klustervergaderings is vergaderings van staatsskole, waar sien maar EBW het nou vanmiddag 'n vergadering. Dan kom onderwysers van al die omliggende skole bymekaar. En hoe lekker is dit dat ons nie op 'n eiland hoef te wees nie. Ons kan interakteer met al daardie mense. En by hulle leer en hulle veral gaan by ons leer. Dit gaan die lekkerste wees, nie? En dan ook dat ons alle inligting kry wat nodig is. So ons is regtig besig om uit te reik daarna, werk daarna. En ons groot doel is dat vir ons graad 7's moet die oorgang na 'n staatsmiskien hoërskool toe so gemaklik as moontlik wees. Ons het op die oomblik te doen is navraag by al die skole van wie ons voederskole is, om hulle boekelyste te kry, Gymnasium, Boys Eye, Girls Eye, La Rochelle, die genote ensovoorts. Ons het vir hulle almal al gevra, hulle vir ons 'n boeklyste stuur van graad 8, almal het nog nie gereageer nie, sodat ons nie daaruit 'n ingeligte besluit kan maak oor watter leerwerk, watter boeke ons in ons graad 7's, want I know that stop by graad 6, wat ons vir die graad 7's kan gebruik, om dit regtig vir hulle net makliker te maak. Dit is dan een ding. En die tweede ding waaroor ons regtig opgewonde is dat ons op 'n baie meer gestruktureerde formele manier van volgende jaar af van graad R af kodering en robotika, coding en robotics gaan inbring as 'n vak. Die waardes daarvan hoef ek sekerlik nie vir julle te verduidelik nie, maar dit is regtig, ons moet ons kinders regmaak vir 'n 5de industriële revolusie, die tyd wat hulle uit die skool uit is seker al 7 Tommy, ek weet nie, maar die industriële revolusies gaan vinnig aan. Hulle word in 'n digitale era groot. Ek dink een van die dae as swanger mamas vir 'n sonar gaan hulle aan die kindjie se handjie die een of ander tegnologiese instrument klaar sien net so wys. Ons moet ons kinders voorberei. Ons moet byhou mense. Ons kan nie dit ignoreer nie. Maar behalwe dit, gaan nie net oor die kodering en die robotika nie. Dit gaan oor die vaardighede wat daarmee gepaard gaan. Spanwerk, denkvaardighede, probleemoplossing, beplanning, deursettingsvermoë, detail, al daardie dingetjies wat daarmee saamgaan. En dan ook sommer net om tegnologie te geniet. En dit is die belangrikste daarvan. En ook natuurlik sal hulle leer oor die verantwoordelike gebruik van tegnologie. So dit is my storie. Ek weet nie of daarvan uit die kurrikulumkant af enige vrae is nie. Baie dankie vir julle aandag. Dit is fantasties dat julle vanaand hier is. Dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Ons het vir julle voorbeelde van die handboeke daar agter waar jy kan gaan blaai en optel en met my gesels en my kan vra. Het is my voorreg om I Know That aan julle bekend te stel en ook Marvelous Minds, want hierdie twee goed loop hand aan hand. I Know That, sy naam kom van Jeremia 29:11, wat sê ek weet wat ek vir jou beplan, voorspoed en nie teëspoed nie. En die enigste rede hoekom my Engels is my Bybel is Engels. Marvelous Minds het ons hande neergevat in thinking tools, want ons kinders kan nie meer bekostig om net te leer en dit wat ek papegaai leer weer te gee nie. Ek moet kan dink oor wat ek kan doen met dit wat ek voor my het. Ek moet dit kan herverpak en dis hoekom dit so belangrik is dat ons kinders voor AI kan staan en nie agter AI gaan aanloop nie. In dit wil ek net gou duidelikheid maak in terme van hoe I Know That positioneer. Omalusi en die onderwysdepartement word 'n mandaat gegee deur SAQA. En SAQA vir die onderwysdepartement is hulle oor al die openbare skole en onafhanklike skole. So 'n skool moet eers registreer by die onderwysdepartement en dan daarna die tweede registrasie by Omalusi. Nou wil ek vir 'n baie belangrike ding wat min mense weet sê. Omalusi se mandaat is vir graad 10, 11 en 12 en die kwaliteitsbeheer in onafhanklike skole. As iemand vir jou ooit sê,
my kurrikulum is goedgekeur deur die onderwysdepartement, dan wil ek asseblief vir jou vra waar. Want SACCO het nog nie 'n mandaat uitgegee vir die goedkeuring van kurrikulums nie. So hoe kry ons dan om te sê ons is 'n kwaliteit kurrikulum? Wat ons gedoen het is, dat ons kurrikulum getoets is in 'n onafhanklike skool waar die onderwysdepartement se vakspesialiste ons kurrikulum gemodereer het vir 10 jaar. En ons dit goedgekeur is deur die vakspesialiste. En van daar af het ons dit oorgevat na tuiskoolkurrikulum toe en ons stel dit baie selektief beskikbaar vir privaat skole. Wat wel gebeur is, om seker te maak ons kwaliteitsbeheer is in plek, het al ons assesserings word opgestel deur 'n SACCO geakkrediteerde assessor en moderator. Met ander woorde, al die toetse wat jou kind gaan skryf, word afgeteken deur haar voordat jou kind dit skryf. En dis waar ons finale kwaliteitsbeheer het, sodat ons seker is, die standaard is reg. Wat doen I Know That? I Know That bied oplossings. Ons fokus op opleiding van ouers, onderwysers en skole. Ons ontwikkel opvoedkundige sagteware en ons ontwikkel opvoedkundige leermateriaal. Ons is 'n span wat saamwerk, en net 'n bietjie agtergrond oor my gee, dat jy verstaan waar ek vandaan kom. Ek is 'n inligtingkundige en kurrikulumontwikkelaar. Ek word genoem 'n kurrikulumargitek, want ek volg nie net kurrikulums nie, ek ontwerp 'n kurrikulum. Ek is 'n inligtingspesialis wat om enige inligting vir enige ouderdom kan verpak. Ek is 'n kritiese thinking tool spesialis en ek is onderwyskundige, ek was skoolhoof vir 10 jaar. Ek het skool gegee vir amper 20 jaar. Verskillende vakke van graad 1 regdeur tot graad 12 voordeel. Verder het ons 'n redelik gespesialiseerde span wat saam met ons werk. So ons het tot 'n neurodiverse terapeut op ons personeel. Ons het thinking tool spesialiste en dan het ons natuurlik vir Wonderhoof wat ons grootste geheime wapen is. Van die kinders is mal oor hom. Voordat ons begin met kurrikulumontwikkeling. Ons het die OBE gehad, ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Uitkomsgebaseerde onderwys en dit het platgeval en toe staan nie handboeke in Suid-Afrika nie. Ouers het, onderwysers het uit van die Melanie klas gegee die huisgenoot uit. Van daar af het ons in 2004 tot 2005 die nuwe nasionale kurrikulum gekry en toe is daar nie handboeke nie en dis waar I Know That begin het om handboeke te skryf. Dit is ook natuurlik my gunsteling kurrikulum en ons is nou tans besig met CAPS, soos wat julle hom ken, of die KVAB. Nou, as jy verstaan hoe kurrikulum werk, is CAPS geskryf op 'n tornado-stelsel. En dis hoekom almal voel, hy's vol en baie kinders sê, ek het dit al gedoen. Want dit herhaal. Elke keer net bietjie meer feite. Maar die kinders snap dit nie. So in graad 1 doen ek die waterkringloop en weet jy wat, as ek in graad 4 kom, wat doen ek? Die waterkringloop. En hulle sien waterkringloop en is dadelik verveeld. Ons het dieselfde CAPS kurrikulum gevat en hom in die trapmodel gaan skryf. Met ander woorde, wat beteken dit? Ons herhaal vaardigheid, maar nie inligting nie. So wat gebeur? In wetenskap, graad 4, begin ons logiese denke, begin ons met grond. In die tipe grond en alles wat jy kry, kom saadjies. Die eerste ding wat groei is die wortelstelsel. In graad 5 herhaal ek dit nie weer nie, want ek het dit mos geleer. So ek gaan in graad 5 aan die plante te stimmel. Maar, en dan graad 6 blare en fotosintese. Maar wanneer ons kom by die vaardigheid, is daar 17 vaardighede volgens die CAPS dokument wat jou kind in wetenskap moet doen. En ek sien dit nie in een handboek nie. En dit is die eksperimentele proses.
Dit is waarneming. Hoe sny ek iets oop en kyk hoe lyk dit aan sy binnekant? Hoe teken ek 'n wetenskaplike skets? Wat is die vereistes van 'n wetenskaplike skets? Ek moet dit kan teken in graad 12, maar nog nêrens het ek gekry waar iemand vir 'n kind verduidelik wat is die eienskappe van 'n wetenskaplike skets nie. En dis wat ons verskil. As ons kyk na CAPS en hoe myne dit lyk, kry ons CAPS is die minimum vereiste wat jou kind moet doen. Of jy nou tuiskool of 'n hoofstroomskool of 'n onafhanklike skool is CAPS die minimum vereiste. Ons het hom wel aangepas want ons glo kinders moet 'n vaktaal praat. Wiskunde is 'n taal. En as ek vir die kind vra in breuke wat is die nommer en wat is die teller? En hulle kan my nie antwoord nie, kan hy nie sy wiskunde vraestel invul nie. Soos hulle nie begin om die vaktaal te praat nie, gaan hulle nie in graad 10, 11 en 12 suksesvol wees nie. Maar ons moet dit al hier in grondslagfase, intermediêre fase met ons dit al aanspreek, dat hulle gewoond raak daaraan. En dan in terme van wiskunde wil ek graag vir julle een ding verduidelik. Hoe werk wiskunde? Ons het wiskunde en volgens die onderwysdepartement het 'n onafhanklike skool die reg om sekere inligting in 'n fase te skuif. So wat gebeur nou? En ek sien die nuwe ITP's, die jaarplanne van die onderwysdepartement doen dit die huis ook nou, veral in hoërskool, so ek is baie opgewonde daaroor. So wat gebeur is, ons het elke kwartaal 1 getalbegrip, kwartaal 4 getalbegrip. So ek kan aflei, as ek dit vinnig eenvoudig stel, kwartaal 1 getalbegrip is vlak 1, en kwartaal 4 getalbegrip is vlak 4. Maar nou, as jy kyk wat is getalbegrip, ek moet die getal vir wat hy is ken. Dan het ek getalbewerking, en dan het ek breuke, en dan het ek meetkunde, en so gaan ons aan. Maar wanneer ons kyk na breuke, is dit 'n toegepaste wiskunde, want ek moet getalbegrip ken en getalbewerking plus mal minus deel ken voordat ek dit op breuke kan toepas. Maar nou sit ons met breuke vlak 1 in kwartaal 1 en breuke vlak 4 in kwartaal 4. Maar vir my breuke vlak 1 het ek getalbegrip 4 nodig. Kan julle sien hoe die CAPS hom bietjie verkeerd indeel? En dan gee CAPS my die ruimte om te sê ek kan getalbegrip na kwartaal 1 te skuif. So ons doen al die getalbegrip sodat ek my getalbewerking kan doen. Al my getalbewerking dat ek my breuke kan doen. En dan is die kinders 3 keer meer suksesvol met breuke. Want weet jy wat? Selfs in 10, 11 en 12 se wiskunde, meetkunde is breuke. En as ek vou in 4, 5 en 6 met breuke, dan het ek dit klaar verloor. So ons verander die volgorde so bietjie met die goedkeuring van die onderwysdepartement. Ons is vaardig gedrewe, so dit is my baie belangrik dat jou kind 'n opstel kan skryf en hom kan redigeer, want dit is sy matriekvereiste. En dan fokus ons op vaslegging in plaas van volumewerk. Want ek kan vir jou kind 50 somme gee, maar ek kan in die eerste 5 somme sien of hy dit verstaan of nie. En dis meer vir my belangrik dat ons fokus op vaslegging. Hoe werk dit? Wanneer ons na 'n muur kyk, dan sien ons onder die grond is 'n fondasie. Nou in my jare het ons nog gepraat van fondasiefase, vandag is dit grondslagfase. Maar fondasie is onder die grond, dis wat ek kan doen. Ek kan skryf, ek kan plak, ek kan lees, dis alles wat ek leer. En bo die grond begin graad 4, dis my muur. En die sement en die bakstene is die vaardigheid en kennis wat hulle ontwikkel om dit bymekaar te hou. Maar soms is daar 'n boublokkie missing. En as daai boublokkie weg is, dan kan my muur nie staan nie. En wat ons doen met our That's curriculum is so geskryf dat ons boublokke terugsit. Sodat ons kinders letterlik nie agterlaat nie. Hy is so geskryf saam met thinking tool opleiding wat die onderwysers kry
om op daai oomblik waarmee ons dit werk, kan die onderwyser die kind se inner speech sien. En die onderwyser kan dadelik reageer. Ons wag nie tot 'n rapport nie. Ons hoef nie te wag tot by 'n toetsuitslag nie. Ons kan dit dadelik in die klas hanteer. Kom ek gee vir 'n voorbeeld van 'n boublokkie. En hoe belangrik dit is dat ons dit reg doen van die begin af. Want ons wil nie herprogrammeer nie. Herprogrammeer vat ongelooflik baie tyd. So as ons die lettertjie A maak, dan leer ons altyd vir die kinders dis magie eerste en dan die regie. Maar in baie gevalle gee ons vir die kind hulle naam en hulle moet hom skryf sonder dat ons hulle wys hoe. En dan skryf hulle nie naam nie, hulle teken hom. En wat gebeur? Hulle teken die regie eerste en dan die magie. Maar ons sien nie dit nie, want die A lyk soos 'n A. Maar die treinongeluk kom in graad 2, 4de kwartaal, wanneer hulle lopende skrif moet skryf. En nou, regie eerste in plaas van my magie en ek sukkel met lopende skrif. En daarom is dit so belangrik dat ons die regte fondasie vir die kinders gee van die begin af. En dis wat hulle kry binne in hulle skrif. Ek is 'n groot voorstander van to do it differently. En dis my voorreg om betrokke te wees by Marvelous Minds, waar ons dare to learn differently, dare to teach differently en dare to school differently. En my eie dat dare to parent differently. So wat gebeur is dat ons letterlik fokus om die kind te ontwikkel, die ouer te ontwikkel, die onderwyser te ontwikkel, sodat almal dieselfde taal praat. As ek vir jou vra, kyk gou, wat gebeur hier? Wie praat die meeste hierso? Die juffrou. Wie luister? Die leerder. Dit is tradisioneel. Vir afgelope 200 jaar is dit 'n onderwys plaasvind. As ek 'n volgende stelling maak en sê, die een wat praat, se brein is in die hoogste werkende rad, en die een wat luister, se brein idle. Wie is veronderstel om in die klas te praat? Die kind. Want die kind se brein moet werk, nie die onderwyser se nie. 'n Onderwyser wat voor die klas staan en verduidelik, se brein word net al hoe beter en sy raak net al hoe meer 'n vakspesialis. Want is net sy wat haar brein gebruik. Ons wil graag hê die kinders moet die dinkwerk doen. Ons wil graag hê die kinders moet die uitkoms hê. Ek gaan baie vinnig hier deurgaan. Ons kry ons inligting van ons sintuie af. Dit is eintlik 8 sintuie, nie net 5 nie. Die kleintjies leer van 5, maar ons het goed soos propriosepsie en so aan wat ons ander sintuie is. Ons kry die inligting in. Dit gaan na die brein toe, daai blou streepie is die hippocampus. Die hippocampus neem alles in. Die kar wat verbyry, die hond wat blaf, alles. Alles wat ek verstaan, vat my corpus callosum, dis die geel deel. Hy vat alles wat hy verstaan, vat hy langtermyn inligting toe, en alles wat hy nie verstaan nie, vat hy korttermyn inligting toe. So met ander woorde, ek kan nie bekostig om papegaai leer te doen nie, want dan gaan ek dit elke eksamen moet oorleer. Ek moet van die begin af seker maak, ek verstaan wat daar op die bladsy staan. En dit veroorsaak langtermyn inligting, dat ek dit nooit weer hoef te leer nie. Vinnigste studiemetode, hier's hy. As jy met jou kind gaan sit voor 'n eksamen, vra eers, maak die boek oop en sê, vertel vir my alles wat jy weet van die aarde se kors, en laat hulle praat. Want hy weet dit, hoekom wil jy dit weer leer? Alles wat hy nie noem nie, dit merk jy, en ons leer nie dit. Breinselle, hoe verskil hierdie twee breinselle? Wie kan vir my sê? Okay, kyk gou mooi. Hoe lyk die een se takkies en hoe lyk die ander se takkies? Okay. Wanneer ons iets ontwikkel as 'n vaardigheid, dan word dieselfde breinsel se takkies meer en meer. Hierdie is 'n korttermyn breinsel, kort takkies, min ontwikkel. Langtermyn breinsel, baie meer takkies, hy word sterker, hy word beter.
Dr. Caroline Leaf van Switch on Your Brain sê, jy het 7 breinselle nodig om 'n triek te skryf. Want dis dieselfde breinsel wat sterker word. Okay, vir elke vak. Dit is baie eenvoudig, maar dit is nogal grappig. Maar ek wil gou vir jou iets wys. As jy hier kyk, kan jy die breinselletjie sien? Ek weet dit lyk so spaghetti bolognese, maar dit is eintlik 'n foto van die brein. Kan jy die breinselletjie sien? Kan jy die verdikking sien? Waar takkies teen mekaar verstrengel. Dit is wanneer intelligensie vorm. So weet julle wat, dit debunk IQ. Want IQ-toetse word op redenasie vermoë bepaal. As ek jou kind kan leer om te dink, te redeneer, te analiseer, te sinteseer, kan ek sy IQ verbeter. En as ons begin om vakintegrasie te doen, met ander woorde, ek is besig aan wiskunde, leer ek van tyd. In SW leer ek van graadlyne en hoe tyd in tydsones ingedeel word. En ek kan die twee bymekaar sit, dis 'n twee breinselle wat met mekaar gesels, intelligensie vorm. Wanneer ons kyk na die vlakke van leer, het ons heel lyf leer, konkreet en werkwoord. Met ander woorde, ek kan eintlik sê ons het groot motories, my lyf moet programmeer. Dan het ons fyn motories, konkreet, ek werk met my hande by my tafel. En dan abstrakt, ek moet dit self kan toepas, sonder hulpmiddels. So, ons doen dit selfs in ons leervakke. Die kurrikulum is so geskryf, dat dit prakties kan wees. Met ander woorde, ons kan hier kapasiteit leer en regtig toets, is 'n teelepel regtig 5 ml water. Ons kan leer hoekom is stappe in wiskunde belangrik en hoekom mag ek nie 'n stap mis nie. Hoekom moet ek nie kortpad vat nie. Het hulle byvoorbeeld op 'n leer geklim en elke keer moes hulle 'n trappie mis en hulle het al hoe meer onveilig gevoel. En toe hulle dit in hulle lyfie voel, het ek nie meer kinders wat 'n stap mis nie. Wat van ontdekking? Hoekom hou 'n sirkelpilaar al hierdie gewig? Hoeveel gewig kan hy hanteer voordat hy in mekaar bou? Dis prakties. En hulle gaan dit nie vergeet nie, want hulle het dit self gedoen. Dis nie net boekkennis nie. Perspektief. Hoekom moet ek 'n plan van bo af kyk? Wat sien ek van bo af teen die kant af? Bou hulle eie huisie, dis Wonderwolf se huis, en dan letterlik bekyk hulle hom fisies van al die kante af, om dit te kan beleef. Wat van lang deel? Hier het ek 'n maat gehad wat regtig gesukkel het om lang deel onder die knie te kry en dit is het groot motories geloop. Het die hele som, die plek waar die volgende getal moet wees, het hy gaan staan. En toe maak het vir hom sin. En dan natuurlik iets soos 'n kronosensor. Ek weet nie of jy al gehoor het daarvan nie. Maar ons kinders sukkel om tyd te lees, want hulle kronosensor is nie ingestel nie. Nou gaan gou vanaand huis toe nie. Dan vra jy vir jou kind in die middel van die dag, maak jy ook wanneer nie, waar is die son nou buite? En as dit 10 uur is en hy sê vir jou daar, dan weet jy sy kronosensor is nie ingestel. En dan vat dit ons 'n halfuur om dit in te stel, en dan ewe skielik kan hulle tyd lees. Want ons is breinvriendelike leer, en dis waar dit gaan. So ons het werkboeke, leesboeke en assesserings. Julle kan die werkboeke daar agter sien. Dit is kleurvol. Want weet jy wat? Ek hou nie van iets wat net swart en wit is nie. En ek kan nie glo een kind hou van net 'n swart en wit nie. So alles is vol kleur. Ons doen dit so reg dat selfs die blokkie waar die kind in sy werkboek in graad 1 invul, die regte grootte is dieselfde grootte as sy graad 4 blokkiesboek. Dis gemeet, die lyntjies is 10 mm. Alles is uitgemeet sodat dit 'n maklike oorgang vir die kind is waar dit saak maak. Ek neem nie aan jou kind weet nie. Want partykeer kom 'n kind van 'n ander skool af en hy het nie die werk gedoen nie. Partykeer het ek dit net nog nooit geweet in my lewe nie. So, ons het altyd in elke handboek, hierdie het jy in graad 4 geleer, kom ons gaan verder. Sodat hulle 'n fondasie en wegspring het.
Ons gebruik thinking maps al hier van graad 1 tot 3, sodat hulle kan leer om te redeneer. Daar's 'n voorbeeld van hoe doen ons 'n woordsom. Woordsom is ons moeilike goed. Nie as jy dit doen volgens 'n tree map nie. Ons stelwerk is baie uniek. Daar's nie nog 'n handboek wat stelwerk doen soos wat ons doen nie. Ons kinders kan al in graad 6 'n gedig ontleed. Wanneer juffrou in graad 7 stap in en ek is 'n senior fase onderwyser, nie meer intermediair nie. En sy sê, gee vir my die predikatiewe byvoeglike naamwoord in die sin en helfte van die kinders val van hulle stoel af. Behalwe die wat ons Afrikaans gedoen het. Ons doen nie goed in silo's nie. Kinders raak die mekaar met oppervlak en omtrek, omdat hulle dit nog net nooit langs mekaar gesien het nie. So in ons handboeke hanteer ons dieselfde begrip en ons kan 'n vergelyking trek wat die verskil tussen die twee, sodat hulle nie te mekaar raak nie. Ons het sulke klein blou vragies vir ons in ons boeke. Ons noem dit dinktrappies en thinking tools. Dit is scaffolds wat jou kind help as hy vashak, kan hy die vragie lees om by die antwoord uit te kom. So ons help hulle om onafhanklik te leer. So die hele klanke reeks, waar die kinders leer klank, kan nie van terloops lees nie. Daar's 'n plek waar terloops lees saak maak en dit is in sigwoorde. Dan ons werk van ons bekende na die onbekende toe. Ek gaan ewe skielik vir jou sê, oor so vertel gou vir my van kom ons sê incubatus, waar kan nie die ander deel van hom onthou nie. Ek was gesels oor incubatus. Wie kan vir my sê wat is dit? Ons doen dit met kinders as ons vir hulle sê vandag praat ons oor selfstandige naamwoorde. Hy het ook nie 'n cooking clue wat dit is nie. So, as ons werk van die bekende af, hier's 'n stoel, sit op hom, staan op hom, waarvoor is hy gemaak, en ons praat oor die stoel, kan ons op die einde van die dag sê, stoel is 'n selfstandige naamwoord. So, ons werk van jou bekende af. Ons het dan die eerste Afrikaanse taalleesboek geskryf, wat 'n storie is oor taalleer. Die moeilike konsepte wat kinders sukkel om te verstaan, kry hulle in hulle taalleer storieboek, wat presies op dieselfde tyd en ritme is. As ek leer in die storie of ek lees in die storie oor idiome, dan is ek by die hoofstuk idiome in my werkboek. En so is hy uitgeskryf. Baie opgewonde daaroor, is een van ons eerstes, hopelik nie laaste een nie. Ons gee vir jou 'n duidelike rubriek. Gewoonlik in stelwerk is daar een rubriek vir al die skryf. Dis onmoontlik, want 'n advertensie is nie dieselfde as 'n opstel nie. So elke rubriek het sy eie riglyne vir waarmee die kind besig is. Die kind kry self die rubriek, hy kan kyk wat moet hy skryf, so dis ook vir my riglyn. Vra hulle vir my altyd, hoekom net tot graad 6? Graad 8 tot 6 is die boublokke, waarop jou kind staan vir sy hoërskoolloopbaan. En graad 7 en op gebruik hierdie boublokke. Daar is honderde goeie boeke vir hoërskool. En ongelukkig is hoërskool die money making van die boeke-industrie. Maar daar is nie goeie goed vir laerskool nie. Wat regtig die kind trapsgewys laat staan nie. En dis hoekom ons doen wat ons doen. Ons kinders kan krities dink en hulle kan met inligting werk. Hulle is nie bang vir 'n handboek nie. Hulle kan die belangrike feit uit 'n sin uithaal. Hulle kan 'n paragraaf opsom. En uit dit alles kan hulle enige ander handboek lees. Want hulle is nie bang vir inligting nie, want ek het die vaardigheid gekry om dit te kan doen. Verder is julle welkom om ons webwerf te besoek. Ons het 'n afdeling vir ouers. Ons gee elke Dinsdag aand gratis, of jy nou dat is of nie, ouerleiding vir ons ouers gee. Weet jy wat, verander jou kind se hoed as hy emosioneel is en hy wil nie leer nie, sy emosionele hoed verander hom net dan sy feite hoed toe en dan gaan jou kind sit en werk. Want ons weet nie van die dinkmodaliteite nie. As jou kind sukkel om sy eie fout raak te sien, is omdat hy nie in sy swart hoed is nie, hy moet net in sy kritiese denke hoed kom. En ons leer hulle hoe om te doen al van graad 1 af. Ons het ook neurodiverse ondersteuning vir ouers wat moedeloos is en weet nie wat nie.
dan help ons gou en sê my kind raas sy bind sy deur om en ek weet nie hoekom nie, mamma probeer dit. So thinking tool is saam met I know that gemoedsrus, dat jy weet jou kind kry wat hy moet kry. Dis nie 'n aangeplakte ding nie, dis 'n ding wat ontwikkel is oor jare. Met 'n stempel of approval. En ek kan vir julle die verslae wys wat ons tussen 2010 en 2017 die onderwysdepartement gekry het. Jou assessering kry terugvoer. So met ander woorde, die onderwysers word opgelei om nie net assesserings te maak nie, maar om sinvolle terugvoering, ons moet hierna kyk. Hier is die uitval. En dan is ons beskikbaar. Ons is hier vir nie net die onderwysers nie. Jy as ouer kan ook ondersteuning kry. As gevolg van die feit dat die skool by inkoop. Julle is meer as welkom om te gaan kyk na ons webwerwe en wat ons doen. Ek is regtig opgewonde om op pad saam met Family Tree te stap. Ek sit net nou en dink oor Family Tree en my gunsteling versie is Psalm 1 vers 3 wat sê, wees 'n boom langs lewende water. En as my kinders klein was hulle hier. Want ek het met julle personeel gesit. Verstaan Carita en Danny se hart. En ek is opgewonde om te sê, ek is bereid om deel van dit te wees. En het gaan nie daaroor dat I know that se boeke word gebruik nie, ek weet wat het God vir my gesê oor I know that. Julle het die mooiste perseel. Julle, ek sit op die stoep en ek wil net vir julle sê, ek sê, Abba, ek wil dit ook hê. So dankie dat ek deel kan wees van julle. En julle is meer as welkom om te gaan kyk na die boeke, ek het hulle spesiaal saamgebring. So jy moet gaan kyk, en jy moet my vra, asseblief. Elke ding wat ons in daai boek geskryf het, se besluit kan ek vir jou verduidelik, en ek kan dit vir jou kwalifiseer kom. Dankie julle.